So verlede week het ons die skoene aangetrek. Ons het gehoor dat Jesus bang disippels met vrede en met die Gees uitstuur. Maar Jan Rey gestuur klink maar baie algemeen. So, hoe weet 'n mens waarheen? Dis waar roeping inkom. Verhaal soos Genesis 12 begin met God wat vir Abraham sê, gaan. Maar die belofte eindig nie by Abraham se persoonlike voorspoed nie. God sê, ek sal jou seën en jy moet tot 'n seën wees. Roeping is genade wat deur ons na ander beweeg. So, om deur God gekies en geroep te word, is nie 'n privaat ere kenteken nie. Dit is 'n diensopdrag. Ja, en Handelinge 13 wys hoe 'n gemeente dit onderskei. Die leiers in Antiochia aanbid, vas en bid. Hulle begin nie net met 'n strategiese plan nie, maar met aandag aan God. Nou binne daardie 'n luisterende gemeenskap sê die Gees, sonder Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waartoe ek hulle geroep het. Het is interessant dat die gemeente nie die roeping self uitgedink het nie. Hulle herken en hulle bevestig dat God dit gedoen het en waar hy reeds aan die werk is. Ja, en dan laat hulle die twee gaan. En dis soms die moeilike deel. 'n Gestuurde gemeente hou nie krampagtig vas aan mense rolle of beheer nie. Sy seën mense om gehoorsaam te gaan waar God hulle nodig het. Ja, en vir die meeste van ons gaan dit waarskynlik nie oor 'n dramatiese reis na 'n ver land nie. Dit kan die kind wees wat alleen pouse hou, of die kollega wat nie gehoor word nie, of die buurvrou wat versorging nodig het, of 'n plaaslike nood wat herhaaldelik voor ons deurkom. Ja, probeer dalk vandag hierdie eenvoudige gebed. Here, na wie stuur U my vandag? Let op name en gesigte, nie net take nie. So komende Sondag gesels ons oor hoe ons voete 'n bestemming kry. Maar hoe voorkom ons dat ons nie net ons eie idees volg en dit God se roeping noem nie? Volgende keer kyk ons na woordspore, hoe die skrif ons verbeelding, begeertes en rigting vorm, sodat geroepe voete werklik in God se verhaal instap.